Goeienaand Connect, lekker om weer saam met jou te kuier. Matrix, ek vertrou dat jou voorbereiding vir die eksamen goed gaan. Onthou vasbyt. Wie nie leer nie, kom nie deur nie. Gee jou beste, doen wat jy kan. Fokus op jou studies. Dis maand of 2 se harde werk en jy kan 'n lekker Desember vakansie hou, lekker matriekvakansie gaan hou. Ek wil vir jou 'n kansie gee om rustig te raak. Kry vir jouself 'n gemaklike plek en dan maak ons die Here se naam groot. Dis 'n song wat hardloop vir ons opgeneem het. Dis vir my altyd so lekker om te worship. Dis altyd so lekker om God se naam groot te maak. So ek gaan vir ons bid en dan sing ons lekker saam. Vader, vanaand wil ons voor die voete kom sit. Here, en ons wil eintlik ons knieë kom buig en U naam kom groot maak. Here, en as ons Lion and the Lamb sing, dat U is die leeu en die lam, Here Jesus. Dan ons kom exalt U, ons kom maak U groot. Ons kom lig U naam op. Mag die worship vanaand, mag dit die troon wees waarop U kom heers, om ook ons lewens te kom verander. Dankie dat ons vanaand net by U kan wees. Amen.
Ons is besig met 'n reeks oor die woorde van Jesus. En vanaand kyk ons bietjie na Matteus 11. Nou hier is nogal so 'n vers wat vir baie mense eintlik nie so lekker is om te hoor nie. Ek dink die mense van die tyd wat dit gehoor het of baie wat dit nie verstaan het nie en 'n klomp mense sou redelik omgekrap gewees het oor dit wat Jesus gesê het. Dit kom uit Matteus 11 vers 25. En selfs vandag dink ek is daar 'n klomp mense wat nogal redelik omgekrap sal wees oor hierdie vers. Jesus se woorde sê, dit het daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge vir slim mense en geleerde mense verberg het en dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het. Ek gaan dit vir jou weer lees. Ek prys u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het. Ek wonder nogal hoe ek sou gevoel het as ek deel was van daai geselskap van dit waar Jesus dit gesê het. Hier kom hierdie ou Jesus, baie mense het hom nie geken nie, en hy gesels met die mense nou rondom hom, en hy weet dat daar slim geleerde mense, soos die Fariseërs en die Sadduseërs tussen hulle is. En Jesus was eintlik altyd amper in 'n geveg met hierdie Fariseërs en Sadduseërs, om hulle te probeer leer en te probeer help, dat dit gaan nie oor religion nie, dit gaan oor hierdie relationship wat ons met hom kan hê. Hulle het hom altyd probeer uitvang met slim praatjies en moeilike vrae en allerlei goeters. En die modus operandi van die tyd, van die Fariseërs en die godsdienstige leiers veral, dat hulle het op so 'n manier omgegaan met hulle godsdiens, dat hulle dit byna onmoontlik gemaak het vir normale mense, om dit te verstaan of vir hulle self te kon gedink het. Hulle het altyd so probeer, die dinge so wangle, dat hulle goed lyk, en dat hulle al die antwoorde het. En dat as jy antwoorde vir jou vrae soek, dat jy dit nie sou kon kry sonder hulle nie. Wat doen Jesus? Jesus kom sê, dankie Here, dat u woord verberg het vir die slim en geleerde mense, en dit openbaar vir eenvoudige mense. Die oorspronklike taal praat van babietjies. Dit beteken om kinderlik gelowig te wees, iemand met 'n kinderlike geloof, iemand wat nie altyd beter weterig is, of dink hulle kan alles by hulle self uitfigure, of iets soos dit nie. Dit my nogals laat dink, hoeveel keer in my eie lewe wil ek self die stuurwiel vat? Hoeveel keer wil ons self ons eie situasie probeer verbeter of verander, en ons dink ons het die antwoorde? Hoeveel keer probeer ons dit self doen? Hoe is 'n babietjie? 'n Babietjie is omtrent altyd honger. Ek het 'n 2-jarige in die huis, die 10de September kan jy glo, is hy al 2 jaar oud, en jy kan hom enige tyd, dag of nag, kan jy hom vra of hy iets wil eet, en hy sal altyd ja sê. 'n Babietjie is altyd honger vir nog. Hy wil altyd meer en meer hê. En as ek vir hom verduidelik dat die son nie skyn nie en dat dit donker is, al is dit 10:00 in die oggend, dan glo hy my. En dan praat hy saggies, want mense raas nie in die donker nie, want mense slaap. As ek sy kop onder die kombers toemaak in die oggend, dan kolleer by my, dan maak ek sy kop onder die kombers toe, en dan sê ek vir hom, is donker. En dan fluister hy, as hy met my gesels, want dit is nou donker. En jy kan hom enigiets vertel, hy sal jou glo. Toe my seuns jonger was dit die lekkerste ding om stories vir hulle te vertel. Stories van my ervaring op die sendingveld en in Nederland, en allerlei stories van toe ek groot geword het, toe die tye so 'n bietjie anders was. En hulle hang in hulle lippe, hulle vat enige iets van dit wat ek sê, hulle hang in my lippe, hulle sal enigiets vat van wat ek vir hulle sê, as die waarheid, want my pa het so gesê. Hulle kom op 'n punt in hulle lewe wanneer die juffrou nou die een is wat die finale sê, en dan is dit nou nie meer pa nie, dan is dit nou dit wat juffrou sê is wet. En dit wat pappa sê is nou nie meer heeltemal so reg nie, want juffrou is nou die een wat hulle leer, maar hulle bly honger vir meer en meer en meer kennis. Pappa vertel vir ons nog. Pappa, vandag het juffrou vir ons hierdie en hierdie en hierdie geleer en hierdie gesê. En ek dink dis iets wat Jesus hier vir mense probeer leer. Die honger is, die nederig is, die mense wat aanhou soek en aanhou soek vir meer. Mense wat nie dink hulle het al die antwoorde by hulle self nie. Maar mense wat absoluut afhanklik is van die Here om die woord en sekere goed in hulle eie lewens te verstaan. Die wonderlike ding is dat daar altyd meer is. Vader het vir ons altyd meer. Dis altyd meer en meer in sy woord wat ons kan raaklees of ontdek. Jesus vra dat ons na hom moet soek. Nie om te dink as ons hom kry om te kon sê I told you so, of as dinge toevallig reg uitwerk dat ons kan sê ons het self hierdie karretjie bestuur en onsself in die moeilikheid uitgekry nie. Dis altyd
hy. En wil jy nie vanaand weer net opnuut na hom uitreik, met 'n honger in jou hart? Wil jy nie vanaand net weer besluit om opreg te begin soek vir meer van hom nie? Dink aan Jesus se woorde. Dankie Vader dat u woord wegsteek vir die wat beter weterig is, vir die geleerdes, maar dat u dit openbaar vir die wat honger is en wat nederig is. Hy beloof dat hy homself openbaar vir honger mense en vir nederige mense. Vra die Here om jou hart te ondersoek. Vra hom om jou hart dalk te verander vanaand as jy dinge op jou eie probeer, sodat jy minder van jouself sal dink en meer die eer vir hom sal gee in jou lewe. Verlede week so klein bietjie oor Bybelse wysheid het ons gesels, en Bybelse wysheid is om God se hand te sien in alles van jou lewe. Wil jy nie vanaand net daar waar jy is, jou oë toemaak, ek gaan vir jou bid. En net weer opnuut, net weer sê, Here, ondersoek my hart. Here, en as dit nie reg is nie, dan wil ek verander. Heilige Gees, kom vernuwe my van binne af, kom transformeer my, kom maak my gedagtes nuut, sodat ek die dinge van die Gees sal bedink. Maak toe jou oë. Vader, u doen soveel vir ons. En Here, vanaand wil ons op ons knieë voor u kom, en ons wil ons hande in die lig steek. En ons wil kom sê, ondersoek ons hart. Ondersoek wie ons is. Ondersoek, Here, wat dit is wat ons van u af soek. Kom ondersoek dit, Here, hoekom ons die dinge doen wat ons doen. Here, en as dit nodig is om te kom verander, wil ons kom submiddel onder, Here. Wil ons vanaand kom sê, kom doen u iets nuuts. Kom breek u vir ons die dinge oop, sodat ons dit sal glo soos 'n kind. Ons wil naby aan u lewe, Here. Here, kom bid vir elke matriek, elke kind wat eksamens skryf, laerskool, hoërskool, almal wat besig is met semestereksamens, met eindeksamens, studente, mense wat omtrent hulle graad klaar maak hierdie jaar, Here. Ek kom bid, Here Jesus, dat u vir ons 'n nuwe insig sal gee oor hoe om druk te hanteer, oor hoe om stres te hanteer. Ek kom bid spesifiek, Here, vir elke matriek van ons, dat u met die rekordeksamen wat begin, sal rustig maak, Here, ons helderheid van verstand sal gee, Vader, sodat hulle ook dit wat hulle leer, kan weergee in die eksamen, maar dat hulle ook daarin u stem sal hoor, dat hulle ook daarin, Here, met 'n honger hart na u sal soek, en u naam sal verheerlik, ook in die manier wat hulle studeer, ook in die manier wat hulle optree, rondom hulle eie eksamen en hulle verantwoordelikheid. Vader, wil u vanaand elke een aanraak, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek bid vir jou en ek seën jou. Ek seën jou met honger. Ek seën jou met nederigheid. Ek seën jou met 'n kinderlike geloof vir dit wat God vir jou beplan. Lekker week vir jou.